glo dat elkeen van u is opgewonde oor wat die Here in ons lewens doen. En ek glo elkeen van ons is besonder opgewonde oor die beloftes wat die Here vir ons in ons lewens het. En hoe meer ek myself in die woord van die Here oor dit verdiep, hoe meer besef ek dat die Here daarop ingestel is om vir ons vrede in ons hart en ons gemoed te gee. Die Here wil nie hê dat sy kinders vrees in hulle hart en in hulle gees moet ervaar. God wil daar wees, hy wil ons versterk, hy wil ons bemoedig, hy wil dat ons altyd met hoop in ons hart leef, sodat ons nie ontsteld hoef te wees en bang hoef te wees oor die lewe en wat vir ons wag elke dag nie. In sy woord beloof hy vir ons soveel. En baie keer is dit dat ons ongeduldig raak wanneer ons deur dinge gaan wat nogal bietjie uitdagend is en ons weet daar is beloftes rondom dit. En ons raak ongeduldig want dit is asof die Here partykeer, kom ons sê maar met respek in ons eie harte, te stadig is. Hallo? Wie van julle voel partykeer, dit gaan bietjie te stadig, jy sou wou hê die Here moet vinniger werk. Jy sou vinniger al die antwoord moes sien, jy sou wou hê met die eerste gebed al moes alles in plek kom en alles regkom. Ek het vanmôre vir jou 'n woord om jou te bemoedig, om vir jou te sê dat baie lank voordat jy hierdie behoefte wat jy vandag het, ontwikkel het, was die Here en het die Here reeds besig gewees om dinge in plek te kry vir wanneer jy dit die dag nodig kry. God vir jou sal voorsien. So dit gaan oor die tydsberekening van God se voorsiening. En ek nooi u om saam met my te blaai in die woord van die Here na Lukas hoofstuk 19 vers 1 en ons lees die bekende deel van 'n tollenaar met die naam van Saggeus. Vers 1. Dit praat oor Jesus en hy het in Jerigo gekom en daardeur gegaan. En daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. So as ons dit in moderne Afrikaans kan sê, dan kan ons sê hy was 'n bestuurder, dalk 'n area bestuurder van die ontvanger van inkomste. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. So Saggeus was effens aan die kort kant. En hy het vooruit gehardloop en in 'n wilde vyeboom geklim, sodat hy hom kon sien. Want hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, verskoon, Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. Hy maak toe gou en klim af en het hom met blydskap ontvang. En toe almal dit sien, het hulle gemurmureer en gesê, hy het 'n sondige man, by 'n sondige man tuis gegaan. Mense kan sien, dit is wat ons ook vandag is, ons is nie baie lief vir die ontvanger van inkomste nie. Die mense daardie tyd was ook nie baie lief vir die ontvanger van inkomste nie. Ja, shame. Goed, maar Saggeus het gaan staan en aan die Here gesê, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes. En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Toe sê Jesus aan hom, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, aangesien hierdie man ook 'n seun van Abraham is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. As ek die storie lees, dan dink ek altyd aan die ou sondagskoolliedjie wat ek as 'n kind in die sondagskool gesing het, wat die storie vertel het van Saggeus. Saggeus was 'n kleine man en 'n baie kleine man was hy.
Dan gaan hy klim toe op in die wilde vyeboom om die meester te kon sien. Okay, ek het nou nie meer die tune so goed. Maar ek onthou dit. Dis altyd hierdie idee gehad van 'n kort oomie, en ons sien hoe dat hy in die boom geklim het, en dat is altyd gewys om die meester te kan sien, om Jesus te kon sien. En een van die eerste dinge wat jy dan nou boonbehalwe dat hy in die boom geklim het, omdat hy kort was van hom leer, was dat jy geleer het, dat sy lewe eintlik nie so baie goeie, voorbeeldige, besonderse lewe was nie. Ons lei van alles af en van wat hy ook gesê het, dat hy nie noodwendig altyd die eerlikste mens was nie, en dat hy mense heel waarskynlik uitgebuit het en misbruik het. Hy was 'n belastinggaarder, hy was 'n tollenaar, en hy het mense uitgebuit, hy het mense misbruik. Jy weet, hy het mense afgepers. As hulle nie sou betaal nie, dan gaan hy iets doen, en ons weet dat die tollenaars in die Bybelse tyd, boonbehalwe die belasting wat hulle vir die Romeinse regering en owerhede moes insamel, hulle ook nog, net soos die goeie regering van vandag, ook bietjie ekstra vat om hulle eie sakke bietjie vol te maak. So dis al 'n baie ou storie, is nie 'n nuwe storie nie, nee. Nou dit weet ons, en daarom was hy nie baie geliefd nie, so toe Jesus by sy huis kom, was die mense nogal baie ontevrede, veral die godsdienstige mense was baie ongelukkig, omdat hy, Jesus, dan nou aan die huis van 'n sondige ou gegaan het, iemand waarvan die mense nou nie hou nie, wat nou nie gepas het binne die raamwerk en die boksie waarin mense altyd wil hê, Jesus of die pastoor of ander Christene kan nou net by ouens wat heilig en vroom genoeg is kom en kuier. Want nou Jesus sê toe vir hulle op die einde, ja, ek het nie gekom om die wat gered is te soek nie, ek het gekom om by die wat verlore is in te gaan, nee. Nou ja, ons weet tweedens, hy was kort van statuur, en omdat hy kort was, kon hy nie tussen die skare mense sien nie, want waar Jesus beweeg het, was daar altyd 'n klomp mense wat hom verdring het. Ons weet mos hoe werk dit, as daar iemand bekend kom, die mense staan altyd rondom die persoon. Kyk maar waar sportsterre en filmsterre en die goeders beweeg, jong. Hulle deesdae mos vreeslike sekuriteit om die mense van hulle af weg te hou, want die mense staan teen mekaar, hulle druk en verdruk mekaar net om te kan sien, en as jy nou 'n bietjie kort is, dan sukkel jy om tussen en oor die mense deur te sien. En hy het van Jesus gehoor, hy het gehoor van wat Jesus alles doen, en hy wou sien wie Jesus is, hy wou meer van hom weet, meer van hom te hore kom, en al sulke goede. So, met Jesus se verbykom en sy kort statuur, het hy nou iets gedoen, hy boet sy waardigheid in, en hy gaan klim in 'n boom, en sit op 'n tak om Jesus te sien. Onthou nou, hy was een van die vernaamste tollenaars, mense sou sê, in vandag se taal probeer ek nou maar dees 'n soort van 'n area bestuurder, 'n baie vername bestuurder, jy weet, hoë posisie onder die tollenaars gehad. So hy was 'n skatryk man, ons weet dit, hy het baie geld gehad, so hy het nie seker net met gewone jeans en tekkies en t-shirts rondgeloop nie, hy het seker ook maar soos 'n sekere minister by Fabiani in Sandton gaan koop en al hierdie grand suits en dasse en wat praat die minister van die goedjies in sy sak geloop. Dis ek stout, nee. Maar ja, ons weet hy was nie eerlik nie, so hy was in 'n mate korrup. En hy was baie waardig, hy was nou grand geweest, want hy het grand klere gehad en alles, maar hy was so honger om Jesus te sien, dat hy niks van sy waardigheid vir hom gesê het, hoorie, ek gaan nou mense kry, om die mense weg te boener en weg te keer, sodat ek nou persoonlik daarby kan kom nie. Hy boet sy waardigheid in, en hy gaan klim in 'n boom, om van bo af te sit en te sien, as Jesus daar verbykom. Interessant, die Bybel sê, hy het gehardloop vorentoe. So hy het eers grand, mooi, waardig geloop en mooi houding gehad, nee, hy het gehardloop, gedraf en in die boom gaan klim, waar almal dit nou kon sien wat hy doen. Kom ons staan 'n bietjie hier stil vanmôre.
Want dis waar dit vir my kom, sy gees, en dan veral die boom waarin hy geklim het. Nou kom ons dink daaraan. Ons weet, Saggeus was nie so wonderlike mens nie. Hy het nie so wonderlike lewe gehad nie. En ons weet, Saggeus het 'n groot ingryping van God in sy lewe nodig gehad. Okay? En wat vir my kosbaar altyd is om te onthou, maak nie saak wie ek of jy is nie, as ek en jy 'n ingryping van God nodig het, God is altyd gereed om in ons lewens in te gryp. Of jy 'n goeie mens is, 'n goeie kind van die Here is, wat deur 'n moeilike situasie wat God se ingryping nodig het, God is altyd reg om in te gryp. En as dit 'n slegte mens is wat vanweë sy slegte lewe 'n ingryping van God nodig het, God is ook altyd bereid en gereed om in te gryp. So ons weet dat die Here se woord beloof dat hy 'n verskil in mense se lewens wil maak. Onthou, die Here se woord beloof vir jou en my dat hy 'n verskil in ons lewens wil maak. As ons lewens nie mooi en reg is nie, 'n ingryping in daardie opsig. As dit finansiële druk en krisisse is, dan wil die Here ook in ons finansies ingryp. As dit in ons verhoudinge is wat die Here wil ingryp, dan sal hy moet ingryp, dan sal hy ingryp. As dit in ons werk is, wat ook al, die Here gaan ingryp. Sy woord beloof dit, want hy sê, hy het gekom om te red, hy het gekom om wat verlore is te soek en te red, hy het gekom om dit wat stikkend is reg te maak. So, as iets in jou lewe en omstandighede stikkend is, dan het Jesus gekom om dit reg te maak, om dit heel te maak. As jy siek is, om gesond te maak. En een ding wat ek weet is, God is ook alwetend. Amen. Hy weet alles. En hy het in sy plan vir Saggeus gelewe, dat daar 'n dag gaan kom, wanneer hy daar verby gegaan, en daar 'n boom gaan nodig wees vir Saggeus om in te klim. Het God geweet in deel van sy plan, dat hy op 'n dag in die lewe van Saggeus gaan ingryp, dat daar 'n boom moet wees, het God lank reeds plan gemaak, dat daardie boom, daardie dag daar moet wees. Onthou, dis 'n wildevrye boom, 'n groot boom. Dis 'n boom wat tyd vat om groot genoeg te groei, en takke te hê waarin 'n mens klim en kan sit. Dis nie 'n sampioen wat vandag nie daar is nie, en môre is hy daar, en hy's groot nie. So dis 'n boom wat groot en sterk genoeg moet wees om 'n mens se gewig te kon dra. So was 'n redelik groot en 'n ou boom wat ons van weet. So in sy almag, jare voordat Saggeus in die boom sou klim, ek wil vir jou sê, jare voordat Saggeus nog daar was, het God 'n saadjie laat val op die plek waar dit nodig sou wees, daar 'n vrye boom moet staan vir Saggeus om in te klim. Ek hoop jy word opgewonde. Jare voordat Saggeus die boom sou inklim, het God in sy almag en in sy plan met Saggeus se lewe, dat hy in sy lewe gaan ingryp. Dalk is dit 'n voeltjie wat iewers 'n vruggie geëet het, laat vlieg het en 'n saadjie laat val het, wat spesifiek daar geval het, spesifiek daar ontkiem het, spesifiek daar wortel geskiet het, om daar te groei en daar te staan, sodat op daardie dag, wanneer Jesus daar verbykom, vir Saggeus 'n boom sou wees om in te klim. Halleluja! Tot op daardie dag wat Saggeus in die boom geklim het, dink ek het hoeveel mense teen een in sy koelte gaan sit, het hoeveel diere dikwels in sy koelte gaan sit en wat ook al. So, die boom was deur seker baie mense gebruik, maar God se plan was, dat Saggeus gaan op 'n dag 'n boom nodig hê om in te klim, en dan moet daar vir hom 'n boom wees. En God het
voorsien. Jy sien, broers, 'n saadjie het geval, 'n saadjie het ontkiem, en dit het 'n groot boom geword, waarin 'n mens kon klim. En ek sien al sommer in my geestesoog, hoe dat daar kinders onder die boom gespeel het, en seentjies en dogtertjies, wat in die boom geklim en gespeel het, en jy weet, en ek sien voëls wat nes gemaak het, maar die boom was daar met die oog, dat daar's 'n dag wat Saggeus 'n boom gaan moet hê om in te klim. Ons sien iets hier van God se voorsiening. En ons sien iets hier van God se tydsbereken in ons lewens en in ons omstandighede. En wat ek vanoggend vir jou wil sê, maak nie saak waardeur jy nou gaan, en hoe moeilik dit vir jou is, hoe uitdagend dit vir jou is, en selfs hoe bekommerd jy vandag is, en hoe dit vir jou selfs mag voel, dat daar nie uitkoms is nie. God se voorsiening werk so. God se tydsberekening in jou en my omstandighede werk anders as wat ek en jy meestal dink en jy weet vir onsself beredeneer. Want God het dikwels al baie lank voordat jy nog bestaan het, al dinge in beweging gesit met die oog op 'n spesifieke dag in jou lewe, wat jy dit nodig gaan hê. Lang voor jy nog bestaan het God al dinge in beweging begin bring. Het God al 'n saad van 'n vyeboom laat val, sodat daar 'n boom kan wees die dag wanneer jy nodig het om in hom te klim. En onthou, 'n vye saadjie is nie 'n baie groot saadjie nie. Jy wat vye eet en ken. Wilde vye ook, dis 'n piepklein saadjie. 'n piepklein dingetjie, wat God al jare, dekades, selfs voordat jy bestaan het, in beweging laat kom het en laat gebeur het, dat op die dag wanneer jy die ingryping van God nodig het, dat God se voorsiening vir daardie dag dan reeds daar en gereed is vir jou, as jy dit die dag nodig het. Ouens, kan ek jou iets sê? Ek dink Saggeus moes seker die vyeboom baie keer gesien het. Dit was in die omgewing waar hy gebly het. Ek is vas oortuig, hy moes baie verby die vyeboom geloop het. Onthou is 'n vyeboom wat langs die pad gestaan het, want hulle moes maar met die pad beweeg. Ek is oortuig, hy het seker baie keer daar verby gestap, en wie weet, hy het heel waarskynlik op 'n dag selfs in die skaduwee van die boom gesit of gestaan. Min het hy geweet, dat dit die boom sou wees, waar hy moet opklim op 'n dag as Jesus verbykom. Want Jesus gaan vir hom sê, klim af, ek kom na jou huis toe vandaan. So in jou lewe, is daar dinge wat plaasgevind het, is daar dinge wat jou lewenspad langs gekom het, waarmee jy altyd dinge gekry het, min wetend dat die Here dit op 'n dag gaan gebruik, om in jou lewe in te gryp, en in jou lewe die verskil te maak, wat jy nodig gaan hê. Hallo? Dit kan wees, kan ek hier iets sê, dit kan wees dat die Here jou mense laat ken het, mense laat ontmoet het, deur die jare van wie jy weet en met wie jy te doen het, dat op 'n dag, daardie mense deur God gebruik gaan word, om in jou lewe 'n verskil te help maak, om te help dat God ook in jou lewe kan ingryp. So ek wil hê, jy moet jou hart en jou oë begin oopmaak vanmôre om te besef, maar ten spyte van wat jy nou deurgaan, God het lank al terug begin werk om die verskil in jou lewe en omstandighede te maak. God is lank al besig in ons lewens. Ons is net noodwendig nie eers daarvan altyd bewus nie. Soos ek sê, Saggeus moes die boom, ek is vas oortuig,
hoeveel keer gesien het in sy lewe. Hy kon nooit, kan ons sê, die dots by mekaar bring om te besef, die boom is die boom van alle bome, waar Jesus gaan opkyk om vir my te sê, Saggeus, klim af, kom ons gaan na jou huis toe, ek gaan met jou kom kuier en met jou gesels. So het ons al baie dinge in ons lewens gesien en ervaar, dat ons nie eers bewus is, dat dit eendag 'n baie groot rol in ons lewens gaan speel, en in die ingryping van God in ons lewens gaan speel nie. Hallo? So ek wil hê jy moet begin opgewonde word. Ek wil hê jy moet begin hoop. En eintlik kan ek jou sê, begin rondkyk om jou om te sien, wat is dit wat in my lewe gebeur het, wat God wil gebruik om in my lewe die verskil te maak. Waar is my wilde vyeboom? So Saggeus heel waarskynlik nooit aan die boom gesteer het nie. Mis ons dikwels ook dit wat God reeds gedoen het en mee besig was in ons lewens. Ons ignoreer dit ook, ons sien dit ook nie eens raak nie. Maar ek dink Saggeus het so baie by daai boom verbygeloop, hy het hom eintlik nie eens meer raak gesien. Hallo? Ons weet, hier by die ingang staan 'n groot denneboom. Ons is so gewoond aan die boom, ons sien hom nie eens meer raak as ons inry by die kerk se hek nie. Hallo? Ons is so gewoond. So is God al lankal in jou lewe besig om in te gryp in jou lewe en in jou omstandighede. Jy het dit nie eens meer raak gesien. En een van ons grootste frustrasies is dikwels dat ons voel asof ons alleen is en God nie kennis neem van ons lewens en omstandighede nie. En dat ons soms ook voel, God is nie besig nie. God gee nie om nie. God doen niks. Hallo? Ok, nie die mense hier nie. Net die ander ouens wat op die video gaan kyk. Julle is ok, nee. Hoeveel dae is dit nie, dat ek en jy nie ook moedeloos word en voel, maar God doen niks vir my. Kom ons wees 'n bietjie eerlik. Baie daar dan sê ons, Here, maar ek het gewid en jy doen niks. Ons lees dit, ons sien dit oral in die Bybel self, die grootste geloofshelde het sulke belewenis gehad. So jy is daarom nou at least nie 'n sondaar wat hel toe gaan daaroor gaan. Jy weet, die Here het gekom om heel te maak, hy het nie gekom om almal net in die poel van vuur te gooi, omdat ons nou hierdie foutjie of daardie foutjie. So ons frustrasie is net, dinge gebeur nie altyd so vinnig as wat ons wil hê moet gebeur nie. Maar God is lankal al besig. As ek dink aan daardie vyeboom waarin hy moes klim, hoeveel jare daardie boom gegroei het, met die oog op 'n spesifieke dag, dat ek so opgewonde oor dit wat God vir hoe lank al mee besig is, om die spesifieke dag wat jy dit nodig het, die verskil te maak. Ok? Min weet ons dat die Here al lankal 'n plan het vir ons lewens. En dat die Here lankal terug dinge in beweging gebring het. Ek wil hê jy moet dit vanmôre in jou hart hou. God is lankal besig om in jou lewe te werk. Hou dit in jou hart. Hy is lankal reeds besig met die oog op 'n spesifieke dag. Jy dink miskien, jy het hom nou al nodig. Maar Saggeus het nie die boom nodig gehad voordat Jesus nie daar verbygekom het nie. Die boom was daar. Ek dink regtig, hy het seker al onder die boom se skade weer gaan sit. Op 'n ander dag. Want dit is warm daar in die Midde-Ooste, jong.
Maar ten spyte daarvan dat God lankal reeds die boom geplant en laat groei het, was dit nie met die oog op elke dag van sy lewe nie, dit was met die oog op 'n spesifieke oomblik in sy lewe. God is lankal besig om in jou lewe te werk. En nie noodwendig vir elke dag se dinge wat jy deurmaak nie, maar eerder met oog op een baie spesifieke, spesiale oomblik in jou lewe, waar God wil ingryp in jou lewe. En omdat ons nie weet nie, raak ons dikwels moedeloos. Come on. Raak ons dikwels selfs negatief. Raak ons dikwels omgesukkel. Begin ons selfs soms in ons geloof twyfel, begin ons selfs partykeer God verwyd. Maar ek wil jou sê, God het lankal terug heel waarskynlik die saadjie geplant van die vyeboom waarin jy op 'n spesifieke dag gaan moet klim. Lankal reeds. Saggeus het baie keer verby die boom gestap, glo ek. En nooit besef, maar dis God se voorsiening. Jy het baie keer al in jou lewe die goed gesien gebeur, jy het verby dit in jou lewe gestap, nooit het jy besef, maar dit is wat God gaan gebruik om op 'n spesifieke dag in jou lewe mee in te gryp. So daarom, laat ons nie moedeloos word nie. Laat ons ook nie in reaksie kom en, kan ek jou sê, verkeerd respond, verkeerd reageer, omdat dit nie vir ons is soos wat ons hoop of verwag of wil hê dit moet wees nie. Want jy sê, as Saggeus dalk op 'n dag vies geraak het en besluit het, man, ek hou nie van die boom nie, en hy kap die boom af, of laat hom afkap, dan was die boom weg, wat hy die dag nodig gehad het. Kom ons bly op die Here vertrou. Kom ons bly glo dat die beloftes soos God dit in sy woord gee vir elkeen van ons bedoel is, en kom ons bly glo dat dit in Jesus Christus ja en ook amen is. Met ander woorde, dit sal so wees. Kom ons bly positief en weet dat God op die regte oomblikke sal ingryp en jou omstandighede sal verander. Want onthou, die boom is geplant met die oog op 'n spesifieke oomblik. Die voorsiening is reeds in beweging gebring met die oog op 'n spesifieke oomblik. Wat dikwels dalk sê die spesifieke oomblik nog nie aangebreek nie, want Jesus het nog nie daar verbygestap, soos wat Saggeus dit nodig gehad het. So miskien, alles jou omstandighede hoe, die spesifieke oomblik het dalk nog net nie aangebreek nie, maar God is reeds, sy werk is reeds jare vir jou aan die gang, en hy is besig om in jou lewe en omstandighede in te gryp. Saggeus het in die boom geklim. Jesus het opgekyk en Jesus het hom gesien en hom geroep, en daarna was Saggeus se lewe nooit weer dieselfde nie. Ek beloof jou, die dag as God ingryp, is jou lewe nooit weer dieselfde nie. Ek dink so baie terug aan my eie lewe. Weet, ek was in die sonnaarskool, ek het kerk bygewoon as 'n jong mens, en ek het Jesus nie aangeneem. So, ek het die woord so baie keer gehoor, ek het geweet wat reg is, ek het geweet wat verkeerd is, en ek het tog gekies om my eie ding te doen. En daar was soveel keer wat mense vir my gepreek het, daar was soveel keer wat mense my probeer oorhaal het. En ek kon seker baie keer voor die 8 Januarie 1984 my hart vir Here gegee het, maar ek weet nie hoekom, ek verstaan nie noodwendig nie. Maar weet jy, Jesus was daar dat op 'n spesifieke dag, toe dinge regtig vir my begin uitmekaar val, dat toe ek die Here aanroep, toe ek in my wilde vyeboom inklim,
toe antwoord hy. En hy het ingegryp. Hoekom nie al toe ek 13 was, dat ons Peter was, as eers toe ek amper 24 jaar oud was nie? Ek weet nie, ek kan nie vir jou sê nie, maar ek weet net, God was so lank in my lewe besig. Want jy sien wat gebeur het. Die oom wat vir my sonnaskoolklas gegee het en my alles van Jesus geleer het, was die ouderling wat die dag gepreek het toe die pastoor met verlof gegaan het en ek die dag besluit het om weer as 'n rebelse jongman kerk toe te gaan. Ek het baie verby die vyeboom geloop, maar op 'n dag het ek nodig gehad om in sy takke te klim. En God het, die oom was baie ouer as ek. So God het hom lankal laat gebore word, met die oog op dat hy op die 8 Januarie 1984 moet preek. En ek daardie dag my hart vir die Here gee. Wow. Ek hoop dit bring vir jou iets in jou eie hart. My lewe het verander, sy gees se lewe en omstandighede verander. Jesus het hom gered en verlos. Wat ek vir jou wil sê is, Jesus wil dit vir jou ook doen. Op 'n spesifieke oomblik gaan jy verby jou vyeboom stap en jy gaan in sy takke klim en God gaan ingryp. Al wat ek vra, bly hoop, bly die Here vertrou met jou hele hart, met alles wat binne in jou is.